Maak julle Bybels oop by Romeine hoofstuk 8. Ons kyk vanoggend net na 2 verse. Ek het gewonder of ek dit saam met laasweek se teks moet hanteer en of ek het ook gewonder of ek dit moet hanteer saam met die teks wat volg. Maar ek dink dit is belangrik dat ons dit apart moet hanteer. Want ek dink dit is 'n belangrike beginsel wat ons leer vanoggend. Maar kom ons lees vanaf vers 18 en ek wil dan lees tot en met vers 30, alhoewel ons nie gaan kyk tot by vers 30 nie, ons gaan net kyk tot by vers 27, so net vers 26 en 27 is ons teks vanoggend, maar kom ons lees die hele perikoop. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggame. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is nie hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En dan ons teks volgende. En net so kom ook die Gees ons swakhede tot hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet die bedoeling van wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. So dis ons teks en dan volgende week, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Sover ons geleesde gedeelte. Nou ek sê dis volgende week se teks daai, maar dis moontlik dat dit nie net volgende week mag wees nie, en mag dalk ook oor 2 weke wees. Daar's baie diepte in daai paar versies, soos julle kan sien. En dit hang maar alles af van hoe die Here my ook lei, en presies hoeveel daarvan ons volgende week sal hanteer, en hoeveel daardie week daarna. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help. Here, ons het U hulp nodig, ons dankie vir die woord. En inderdaad, soos ons in ons teks vanoggend geleer het, Here, ons is soms swak, en soms is ons onkundig, en daarvoor is ons dankbaar, en besonder vir die gawe van die woord, want die woord leer ons wat is U wil, die woord leer ons wat ons nodig het om te doen, maar Here, selfs U woord is nie in staat om vir ons alles te laat begryp nie. Ons het die Heilige Gees nodig, sodat ons U woord kan verstaan eerstens, maar deur die Heilige Gees, Here, het ons ook soveel meer begrip, en soveel meer vrede, in watter omstandighede ons onsself ook mag bevind.
Ek bid dat U vir ons deur die Gees sal lei, dat die woord ook vir ons tot seën sal wees vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wonder soms, hoe bly kinders van die lewe? En enigiemand wat enigiets met kinders te doen het, sal verstaan wat ek bedoel, want soms dan dink hulle is in staat om dinge te doen wat hulle glad nie in staat is om te doen nie. En baie keer in hulle onkunde begeer hulle om dinge te doen wat onmoontlik is. En in daai oomblikke is mens dankbaar vir ouers, nie net ouers nie, maar ouers, onderwysers en ander volwassenes in hulle lewe, wat in 'n sekere mate intree en hulle help, sodat hulle nie hulle self doodmaak nie. Dat hulle nie hulle self in situasies vind wat so gevaarlik is, dat hulle lewe in gevaar is nie. En in 'n sekere sin is dit presies wat die Heilige Gees doen vir die gelowige. Die gelowige word gehelp deur die Heilige Gees, sodat wat ook al ons omstandighede mag wees, dat ons nie sal wegruk van God af nie, maar dat ons in die geloof sal bly. In Romeine hoofstuk 8 het ons beskryf Paulus die bediening van die Heilige Gees. En ons het nou gesien, vers 2 tot 8 het ons gesien dat die Heilige Gees stel ons in staat om die vereiste van die wet te onderhou. En toe in vers 9 tot 13 het ons gesien dat die Heilige Gees weerstaan en onderdruk ons eie sondige natuur, sodat ons in staat is om die wil van God te kan doen. Vers 14 tot 16 of vers 17 het ons gesien dat die Heilige Gees is die een wat ons verseker dat ons die kinders van God is en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan vers 18 tot 25 het ons gesien dat hy is in homself die sekerheid dat ons die ewige lewe, ons ewige erfenis gaan ontvang. Dit doen hy vir elkeen wat aan Jesus Christus behoort. En laasweek het ons gesien, terwyl ons dan nou sigtend is met hoop, ons is nie sigtend sonder hoop nie, ons is nie hopeloos in hierdie wêreld nie, want ons het hoop, ons weet daar kom iets heerliker, ons weet daar wag vir ons iets, wat alles in waarde gaan oortref, en daarom volhard ons vir daardie dag, wanneer dit geopenbaar word, wanneer die kinders van God geopenbaar sal word, en wanneer ons heerlikheid sal ontvang. Maar tot dan toe is daar nog iets waarmee die Heilige Gees ons help. En dis waarna ons vanoggend kyk. Hy bid vir ons. Hy help ons. Hy lei ons binne in die wil van die Here. En hoekom? Want ons is swak en soms weet ons nie wat is die regte ding om te doen nie. En ons verstaan nie altyd wat is die wil van God nie. En daarom het ons inderdaad die Heilige Gees as intercessor. As intercessor. Deur die Heilige Gees is die gelowige in staat om te volhard tot die einde toe. En ons kyk dan vanoggend na 3 besondere bedieninge van die Heilige Gees as die een wat vir ons intree, die een wat ons intercessor is. En die eerste daarvan vind ons daar in vers 26a, die Heilige Gees kom ons swakhede tot hulp. Net daardie woorde, die Heilige Gees kom ons swakhede tot hulp. Nou, jy sal sien vers 26 begin met die woorde en net so. Met ander woorde, dit wat nou volg is verbind aan dit wat hy nou sopas tevore vir ons gesien het. So, waarna het ons laasweek gekyk? Ons het gekyk na die heerlikheid wat kom. Nee, dit is nog nie geopenbaar nie. Die heerlikheid wat vir ons wag. En ons het terselfdertyd gekyk aan die tydelike hier en nou lyding wat ons elke dag deurgaan. En ons het gesien dat die lyding wat ons nou deurgaan kan nie opweeg teen die heerlikheid wat sou kom nie. En ons is daarom hulle wat hoop het. Ons het iets wat seker is waarna ons kan uitsien. Ons het iets wat seker is sodat die lyding van die teenwoordige tyd vir ons dit alles die moeite werd is. Dat ons nie hoef te bekommer oor die lyding van nou nie. Dat ons kan volhard deur middel van al hierdie lyding, want iets wat op ons wag is heerliker. Ons het 'n vaste hoop. En dit gee ons moed om aan te hou tot die einde toe.
En so hierdie hoop wat ons het, hierdie hoop op dit wat seker is, wat vir ons wag, dit stel ons in staat om te volhard in die geloof. En net so, sê Paulus, is die Heilige Gees dan in staat, die Heilige Gees stel ons in staat om te volhard te midde van die lyding wat ons huidiglik beleef. Te midde van hierdie wêreld wat stikkend is, wat nie is soos wat hy moet wees nie, en die gevolglike lyding en hartseer en verdrukking en moeilikheid wat ons in hierdie lewe het, net so, die Heilige Gees stel ons in staat om te volhard deur al hierdie dinge. En hoe doen hy dit wel? Eerstens doen hy dit deur om ons swakhede tot hulp te kom, sê vers 26a. Nou dink daaraan, die heerlikheid is vir die toekoms. En die hier en nou van ons lewe word baie keer geken deur lyding, deur vervolging, deur verdrukking, deur veragting, omdat ons die kinders van God is, maar ook deur liggaamlike swakheid, deur siekte, en deur onvermoë, omdat ons sondige begeertes ons soms oorweldig. Die punt is dat ons leef nog in hierdie gebroke wêreld as gebroke mense en soms word ons oorweldig deur dit alles. En dan sê Paulus, kom die Heilige Gees ons swakheid tot hulp. Jy sien broer en suster, ons moet een doel voor oë hê, en of ander, ek kan nie nou onthou wie dit is nie, wat gesê het dat die gelowige moet elke dag opstaan in voorbereiding vir die wederkoms. Ons moet elke dag leef en onsself gereed maak vir die dag van heerlikheid wat kom. En so dit moet ons begeerte wees. Ons doel voor oë moet wees om hierdie heerlikheid in te gaan. Vergeet van die hier en nou, fokus op die heerlikheid wat kom. En maak seker, maak jouself gereed vir daardie dag. Maar dan kom die elke dag dinge, nee. En daardie elke dag dinge word vir ons 'n las wat ons wegtrek van daardie volharding. Dit word dinge wat ons aandag wegsteel van ons heerlike rus. Dis dinge wat ons wegruk van dit waarop ons moet fokus. Ons swakhede word vir ons 'n las om te volhard in die geloof, en dan help die Heilige Gees ons. Nou, ek wil hê ons moet oplet. Paulus sê nie dat die Heilige Gees help ons deur ons beproewinge nie. Hy help ons nie deur ons beproewinge weg te neem nie. Wat sê Paulus? Nee, wat die Heilige Gees doen, is hy kom ons swakheid tot hulp. Hy help ons wanneer ons self te swak is om te volhard. Hy help ons om staande te bly in die geloof, wanneer die beproewinge dreig om ons afvallig te maak. Dis wat die Heilige Gees se werk is. Verstaan broer en suster, wat ons nodig het om te begryp is dat die ware gelowige kan nie uitsak nie. Die ware gelowige sal volhard tot die einde toe. Hy sal. Hoekom? Van die Heilige Gees in jou. Sal nie toelaat dat enige omstandighede jou geloof, jou toelaat om uiteindelik daai punt te bereik, om jou geloof te versaak nie. Dit kan nie anders nie, die ware gelowige sal tot die einde toe volhard. Hoekom? Want ons het reeds die deposito in ons. Ons het reeds die eerstelinge van die fees. God kan nie vir ons die Heilige Gees gee en dan halfpad deur besluit, okay, jy het nou te ver gegaan, ek gaan dit nou weer wegvat nie. So hulle in wie die Heilige Gees is, moet volhard tot die einde toe, want die Heilige Gees self is die eersteling
van ons fees, van ons offer, van ons oes. Hy is die deposito. En so in elkeen in wie die Heilige Gees is, hy sal dit maak tot in ewigheid. Hy sal die ewige lewe ontvang. Maar dit is nie omdat hy self in staat is nie. Dit is nie omdat ek en jy in staat is om te volhard tot die einde toe nie, want ons is, wat sê vers vir ons? Ons is swak. En die Heilige Gees kom ons swakhede tot hulp. Hy gee vir ons die krag, hy is jou sterkte wanneer jy te swak is om te volhard in die geloof. Hy sal jou deurtrek tot die einde toe. Omstandighede kan ons baie keer mismoedig maak en dit kan ons heeltemal oorweldig. Dink aan tye van vervolging. Dink aan tye van veragting. Dink aan tye van vernedering omdat ons 'n Christen is. Hierdie wêreld haat Christene en ons sien meer en meer, hoe verder ons in die toekoms ingaan, hoe meer en meer sien ons hierdie vervolging, verdrukking en veragting van die wêreld van ons wat Christen is. En soms is jy oorval deur siekte. Soms is jou familie vir jou 'n uitdaging of 'n beproewing. Soms is dit die ouens by jou werk wat vir jou 'n druk of 'n moeilike situasie is wat vir jou 'n beproewing is. Wat ook al jou lyding in die teenwoordige tyd is. En hoe swaar dit ook al mag wees en hoe swak jy ook al mag wees. Die Heilige Gees sal vir jou deur dit dra, sodat jy sal volhard in die geloof. Hy tel jou as 'n ware op en dra jou in jou geestelike stryd, sodat jy sal volhard tot die einde toe. Broer en suster, die probleem is dat party mense dink Christendom is maklik. Die Christelike lewe is 'n moeilike lewe, want dit is teenstrydig met die leefstyl van die res van die wêreld om ons. Ons beleef druk van alle kante af. Van die een kant af is daar die druk van die wêreld, né? Maar kom ons vergeet nie. Van die ander kant af is daar die trek van my eie sondige natuur ook. En almal probeer my wegruk van dit wat die wil van God is, om te doen wat reg is. En soms laat ons liggame ons in die steek. En al hierdie dinge maak maklik dat ons die geestelike stryd tot niet maak, dat ons ophou om te veg ter wille van Christus, dat ons ophou om te volhard in die geloof. Die Heilige Gees sal jou help om te volhard tot die einde toe. In jou tye van swakheid, hy sal jou optel. Hy sal jou dra. Hy sal jou deurvat tot die einde toe. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Wat sê die psalmis? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat my voet nie sal laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer en slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou, die skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie in die nag nie. Die Here sal jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar tot in alle ewigheid. Die Here sal vir jou help in jou oomblikke van swakheid. Hy sal jou by jou wees en jou dra. Maar tweedens, die Heilige Gees tree vir ons in wanneer ons nie weet hoe nie. Vers 26b. Die Heilige Gees tree vir ons in wanneer ons nie weet hoe nie. Die probleem is in sulke omstandighede is ons nie net te swak nie, maar ons is onkundig ook. As die lyding van die teenwoordige tyd ons oorweldig, ek weet nie of dit so is vir julle nie, maar baie keer is dit so vir my, dan weet ek nie wat om te bid nie.
Nou let op wat sê Paulus. Paulus sê nie ons moenie bid nie. Duidelik is die aanname van die vers is dat jy is reeds 'n gelowige wat reeds bid. Maar jy weet nie hoe om te bid nie. Jy bid, maar jy het nie die regte woorde nie. So jy is reeds 'n gelowige wat reeds bid, en die Heilige Gees kom jou tot hulp. Hy sê bid, maar ek weet nie mooi wat om te bid nie, dan sal die Heilige Gees jou help om reg te bid. Nou wanneer jy deur 'n moeilike omstandighede gaan, kom ek vra vir die vraag, verstaan jy altyd wat is die wil van God in elke moeilike situasie waarin jy is? Die wil van die Here mag wees dat jy moet volhard, dat die omstandighede nie gaan verander nie, dat jy moet volhard deur die situasie waarin jy nou is. In sommige gevalle mag dit die wil van die Here wees om jou omstandighede te verwyder. In sommige omstandighede mag dit die wil van die Here wees dat jou omstandighede selfs nog moeiliker moet word. Weet jy wat is die wil van God in jou huidige situasie? Jy weet nie. Maar die Heilige Gees weet. Die Heilige Gees weet. En hy bid vir jou. Wat sê vers 26? Dit sê die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. John Murray, die kommentator hy sê die kinders van God het 2 goddelike intercessors. Elke kind van God het 2 goddelike intercessors. Jesus Christus is ons intercessor in die howe van die hemele. En die Heilige Gees is die intercessor op die verhoog van ons eie hart. Is dit nie Jesus self wat gesê het in Johannes 14 vers 15, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster stuur. Ek is julle trooster, maar ek gaan nou van julle af weg. Hy sal vir julle 'n ander trooster stuur, wat by julle sal wees tot in ewigheid, en hy sal by julle en in julle wees. Jesus Christus sê self dat die Heilige Gees is 'n intercessor, net soos hy self 'n intercessor is, vir elke gelowige. So Jesus is ons intercessor nou by die Vader in die hemel, maar hy sê die Vader sal vir ons 'n ander intercessor stuur. En natuurlik, dit was voor die uitstorting van die Heilige Gees. Die uitstorting van die Heilige Gees is wanneer daardie tweede intercessor gegee is, en elke keer wanneer 'n gelowige tot geloof kom, dan ontvang hy daardie intercessor, wat vir ewig by ons sal wees en in ons woon. En wat intree vir ons by die Vader, wanneer soos Paulus hier in ons teks sê, ons nie weet wat om te bid nie. En hy doen dit, sê die vers, met onuitspreeklike sigtinge. Nou, dis wat ons vertaling sê, dis nie 100% korrek nie. Die tragedie is, daar's baie vertalings wat hierdie ding verkeerd verstaan, maar die Griekse woord wat hier vertaal word met onuitspreeklik, is eintlik die woord, beteken net woordeloos, sonder woorde. Hy gebruik nie woorde nie. So wat eintlik hier gesê word, is dis onuitspreeklike sigtinge, onuitgespreekte sigtinge, dis onuitgespreekte sigtinge, nie onuitspreeklike sigtinge. Nou, hoekom is dit belangrik? Vir ons, wat die Bybel wil reg verstaan, is dit nie 'n probleem nie, maar die charismate gebruik hierdie vers om te sê, dat wanneer hulle so in tale brabbel, dan is dit die onuitspreeklike sigtinge van die Heilige Gees. Met ander woorde, daardie gebrabbel is iets wat ons nie kan verstaan nie, dis die Gees in my wat praat met God daarbo, maar dis nie wat die teks sê. Want die woord beteken bloot, dis sonder woorde. Dis wat die woord beteken, woordeloos. Hy tree vir ons in met woordelose sigtinge. Hy tree vir ons in wanneer ons nie weet hoe om te bid nie, en hy tree by die Vader in vir ons.
Maar kom ons kom terug by, hoekom tree die Heilige Gees vir ons in by die Vader? Hoekom tree hy vir ons in? En die antwoord is, soos Paulus vir ons sê, dis omdat ons nie weet hoe om te bid wanneer ons deur hierdie tye van lyding gaan nie. Wat is God se wil vir my? Kom ek noem 'n voorbeeld. 'n Voorbeeld wat elkeen van ons al in ons lewe deurgegaan het. 'n Tyd van siekte. Is dit die wil van die Here dat ek moet gesond word? Is dit die wil van die Here dat ek moet siek bly? Is dit die wil van die Here dat ek moet sterf van hierdie siekte? Wat is die wil van die Here? Ek weet. Maar in daardie oomblikke tree die Gees vir my in, want hy weet wat die wil van God is en bid namens my vir God. My onkunde oor 'n situasie beteken nie dat God nie my nood hoor nie. My onkunde oor wat om te bid verhoed nie dat God daar is en inspring om my te help in my tye van nood nie. Want die Heilige Gees tree in en selfs wanneer ek nie verstaan nie, God verstaan. En hy hoor. En hy gryp in. Op watse manier ook al hy ingryp, dis 'n vraag. Want die groot fout wat ons baie keer maak, is om te dink dat die Here moet alles doen wat ek wil hê hy moet doen. Ek wil my omstandighede verander, want ek dink nie dis vir my goed nie. Al die Here dink anders. En die Here gaan vir jou deur daardie omstandighede dra, en hy gaan jou sterk maak, hy gaan jou ondersteun deur sy Heilige Gees wat jou tot hulp kom. Sodat jy kan volhard in die omstandighede waarin jy jouself nou bevind, want dit is sy wil, hy het 'n doel, ek het dit laasweek gesê, die Here het 'n doel met alles wat in jou lewe op die oomblik gebeur. Die Here het 'n doel met elke omstandigheid waardeur jy gaan. En hy sal vir jou help om deur dit te gaan. Maar die roep is dat jy self sal sug, self sal hoop, self sal volhard. Hy sal jou tot hulp kom. En jou help en dra deur dit waardeur jy gaan. God het 'n plan, en dit mag nie vir jou voor die hand liggend wees nie. Jy mag ook nie weet hoe en waar en wanneer nie. Dis wanneer die Heilige Gees vir jou gaan kom help, om jou rustig te hou, sodat jy volhardend in die geloof sal bly. Hy sal jou dra en jou help. Wat sê Psalm 139, Here, U deurgrond my, U ken my sit en my opstaan. Wat ook al my omstandighede is, U ken dit. U verstaan, is ver van my gedagtes. U deurvors my gaan en my gaan lê. En U is met al my weë goed bekend. Want want daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. U ontsluit my van voor en agter, U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog. Dis daai onuitspreeklike, bokant my begrip. Ek kan daarby nie. Waar sou ek heen gaan om die Gees? En waarheen vlug ek van die aangesig? Ek kan nie. Die Here ken my omstandighede, en die Here is daar vir my in alle omstandighede. En die Heilige Gees verstaan wat ek nie verstaan nie. En hy tree vir my in. Laastens, die Heilige Gees bid vir ons volgens God se wil, vers 27. Luister wat sê dit. Paulus sê, en hy wat die harte deursoek, wie is dit? Wie deursoek my hart? Wie is die een wat almal se harte deursoek? Dis God die Vader. En sê Paulus dan, hy wat die harte deursoek, hy weet wat die bedoeling van die Gees is. So wanneer die Gees vir my intree, soos ons nou net gesien het, dan ken die Vader die bedoeling van die Gees. Hy weet wat die Gees bid. Hy verstaan wat die Gees bid. Hoekom? Wat sê die res van die vers?
Omdat hy, die Heilige Gees, ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die Heilige Gees weet wat die wil van God is. En hoekom weet die Heilige Gees wat die wil van God is? Want hy is self God, is hy nie. Hy is self God. Ek hou van hoe C.H. Dot dit stel, hy sê, this prayer is the divine in me appealing to the divine above us. The divine in us appealing to the divine above us. Ons ken nie die toekoms nie. Ons kan nie in die toekoms insien nie. Maar God kan. Hoekom kan God in die toekoms insien? Want hy is die een wat dit bepaal, is dit nie. Hy weet waar hierdie dinge waardeur jy nou gaan opeindig. Want hy bepaal waar dit gaan opeindig. Ons vind onsself in die situasie en ons ken nie die wil van God nie, maar God ken dit. Hoekom? Want God bepaal dit. En die Gees wat in ons woon, is met die wil van God goed bekend, met die wil van God goed bekend. En alles wat hy vir ons intree by die Vader is ooreenstemmig met die wil van God. God sal die sigtinge van die Gees namens ons hoor. Want dit wat die Gees namens ons sig, is altyd in ooreenstemming met die wil van God vir ons. En dan wil ek julle herinner aan dit wat Efesiërs 3 vers 20 sê, en miskien vergeet ons dit te vinnig. Ons vergeet te vinnig wat Efesiërs 3 vers 20 sê. Dat God die mag om te doen ver bo dit wat ek bid of wat ek bid of dink. Hy is in staat om veel meer te doen as dit. Hoe is hy in staat om dit te doen? Volgens die krag wat in ons werk. Wie is die krag wat in ons werk? Die Heilige Gees. So luister wat sê Efesiërs 3, God is in staat om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Deur die werking van die Heilige Gees. Meer as wat ons kan bid, meer as wat ek kan dink in my omstandighede, God kan veel meer doen. Want die Heilige Gees bid namens my, volgens die wil van God. Sodat die wil van God in my lewe sal gebeur. Ons is te swak om die leiding van die teenwoordige tye in eie krag te deurstaan. En daarom is die Heilige Gees in ons om ons te help, sodat ons sal volhard, ten spyte van hoe moeilik dit is. In die leiding van die teenwoordige tyd weet ons nie altyd wat die wil van God is nie. Maar die Heilige Gees weet en hy sal vir ons intree met onuitgespreekte sigtinge. En God sal dit hoor, want dit sal wees altyd wat die Heilige Gees vir ons intree sal wees volgens die wil van God. En daarom, omdat die Heilige Gees vir ons intree, en omdat die Heilige Gees vir ons intree volgens die wil van God, en omdat die wil van God altyd sal geskied, daarom is dit wat volgende week ons teks is, daarom is dit waar. Ons kan weet, sê Paulus, dat vir hulle wat God lief het, alle dinge ten goeie sal meewerk. Dit sal meewerk ten goeie. Want God se wil sal geskied. En God se wil vir die gelowige is altyd goed. Luister wat sê Psalm 90 vers 14. 91. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In sy nood sal ek by hom wees.
Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met die lengte van sy dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. So kom ons dink vir 'n oomblik, wat het Paulus ons oor die laaste paar weke geleer? Daar wag vir die gelowige 'n ewige heerlikheid wat alles in waarde oortref. En so daarom het ons nodig om hulle te wees wat aanhou sig, aanhou uitsien, aanhou wag, sigtend wag op daardie dag. Maar ons moet aanhou sig en hoop soos hulle wat ware hoop het, sodat ons sal volhard in ons wag. En terwyl ons dan in hierdie lewe is en ligte verdrukking van die Here beleef, moet ons onthou dat dit is tydelik en die Heilige Gees sal ons help deur dit. Want hy kom ons swakheid tot hulp. Want hy tree vir ons in wanneer ons nie weet. Want hy verstaan die wil van God en God hoor hom en doen volgens dit wat die Gees vir ons bid. Maar deur dit alles bly die vraag, broer en suster, die Heilige Gees kom ons tot hulp, maar dit vra dat ons moet volhard in die geloof. Dit vra dat jy moet bly sig, dat jy moet bly hoop, dat jy moet bly volhard. Dit vra dat jy moet bly in die woord van die Here. Dit vra dat jy moet bly in gebed met die Here. Dit vra dat jy moet bly in die gemeenskap van die gelowiges, want hierdie is die maniere hoe die Here ons versterk en bemoedig deur ons tyd van swakheid. Volhard, bly sig, bly hoop, en die Heilige Gees sal vir jou help. Amen. Kom ons bid. Bid Here dat U vir ons sal help. Dat niks in hierdie wêreld ons so mismoedig sal maak dat ons die geloof sal versaak nie. En ons weet, Here, dat die woord leer vir ons dat dis nie moontlik nie. Maar dis nie moontlik nie omdat ons so sterk is nie, maar juis omdat U woord waar is, omdat die Heilige Gees vir ons intree en ons swakheid tot hulp kom. Omdat die Heilige Gees ons intree, vir ons intree en vir ons bid volgens die wil van die Vader. En omdat ons weet dat die wil van die Vader sal geskied. So dis nie omdat ons so wonderlik en so sterk is nie, Here, maar omdat U so sterk is deur ons. Ek bid Here dat U vir ons sal help, dat ons sal volhard in die geloof, elke ware gelowige, dat ons met alle ywer ons sal gereed maak vir daardie dag wanneer die kinders van God bekend gemaak sal word. Dat ons sal beywer om gereed te wees vir daardie dag. Terwyl ons dan terselfdertyd besef, Here, dat is alleen deur die werking van die Heilige Gees wat ons in staat sal wees om dit te doen. Ek bid, Here, help ons, want ons is swak. Help ons, want die druk van die wêreld is groot. Help ons, want die sondigheid van ons eie hart is groot. Maar ons weet, Here, dat deur die werking van die Heilige Gees is ons in staat om te doen veel meer as dit wat ons kan bid of dink. Want U is in ons besig om te werk tot U eie heerlikheid. Ek bid, Here, dat U vir ons sal help, dat ons sal volhard tot die einde toe. In Jesus naam bid ek dit. Amen.